Goeiedag almal, dit is Theo. Jy weet, daar kom tye in ons lewe wanneer ons slegs op die Here kan vertrou vir hulp. Slegs op hom kan vertrou vir bystand of selfs uitkoms. Ek praat van moeilike tye as gevolg van omstandighede wat jou beroof van jou werk, jou besigheid, jou geluk, jou vrede, ensovoorts. Daardie dinge wat deur Satan self georkestreer word om jou emosioneel en fisies te verwoes. Dit is 'n moeilike tye soos hierdie wat ons werklik net op 'n belofte van die Here staande kan bly. Die feit bly staan. Wanneer probleme jou tref, dan moet jy staan op die beloftes van God. Dit is gewoonlik in moeilike tye soos hierdie wanneer ons hopeloos en verlore voel. Tye wanneer jou geloof geruk en gepluk word. Tye wanneer jy wonder, waar is die Here in al hierdie dinge? Dalk voel jy vandag so. En soms wanneer tye moeilik is en die beproewings teen jou oorweldigend is, dan is dit selfs moeilik om te bid of om selfs jou Bybel oop te maak en te lees. Dit is moeilik om jou pad deur twyfel en wanhoop te sien. Dit is moeilik om te glo dat dinge ooit sal verander of beter sal word. Maar dit is juis in tye soos hierdie, wanneer ons op die beloftes van die Here moet staatmaak, beloftes wat ons gevoelens, ons denke, ons emosies sal vernuwe en beheer. Dit is juis in tye soos hierdie wat hy, die Here, met ons praat, en hy sê vir ons in Jesaja 62 vers 6, O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Hierdie woord herinner is zakar in Hebreëus wat beteken om iets op te haal, om dit in herinnering te roep en om dit uit te spreek. Weet, al die beloftes van die Here is juis geskryf om ons te bemoedig en te help in ons tyd van nood. Maar dit is ook geskryf om sy wonderlike karakter van liefde en omgee aan ons oor te dra. Sy beloftes is waar, ongeag wat ons sien, ongeag wat ons voel, ervaar of dink. Sy beloftes daag ons uit om hom te vertrou, self wanneer ons dit nie verstaan nie. 2 Korintiërs 1 vers 20 lees soos volg, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja, en in hom is hulle amen, tot heerlikheid van God deur ons. Een skrywer het gesê dat hy 7147 beloftes van die Here in die Bybel gevind, beloftes wat aan ons, die mens, gemaak is deur die Here. Kosbare beloftes wat aan ons hoop, blydskap, vrede, wysheid, krag gee, om elke dag meer as oorwinnaars teen elke aanval van die bose te kan wees. Ag, kom ons kyk hierdie week na sommige van hierdie kosbare beloftes van die Here aan ons. Beloftes wat die verloop van elke dag in jou lewe kan verander. Die Here se beloftes aan jou is ja en amen. Omhels hierdie waarheid, want ons het alles om te verloor deur hom nie te vertrou nie. Laat die Here se beloftes skyn in jou duisternis.